Baie welkom vir u wat vandag by hierdie digediens inskakel. Ons gaan vandag gesels oor God se hart. Hoe lyk God se hart? Hoe is God? Of hoe dink jy oor God? Dink jy aan God as die God wat daar bo in die hemel is, wat afkyk na die mense onder, of hulle sy wette nakom? Of dink jy aan God wat 'n liefdevolle God is, wat in en om en by ons is, die God wat ons gemaak het, wat ons gevorm het, wat ons gekies het, die God wat dalk selfs van plan kan verander, 'n God van tweede kanse. Ons gaan vandag uit Jona lees en 'n bietjie kyk hoe God se hart lyk. Maar wanneer 'n mens mos nou praat oor die boek Jona in die Bybel, dan begin mense vreeslik te redeneer oor watter soort vis nou vir Jona ingesluk het. En of dit moontlik is vir 'n mens om so lank te oorleef in 'n vis se maag. Maar dit is nie eintlik wat die boek vir ons wil sê nie. Die boek Jona wil eintlik vir ons sê hoe lyk God se hart. Nou Jona het die opdrag gekry om na Ninive te gaan en vir hulle boodskap te gee en vir hulle te sê dat die stad verwoes gaan word omdat hulle sleg was en omdat hulle rug op God gedraai het. Maar Jona wou nie, hy vlug na Tarsis, hy klim op 'n skip en dis 'n rampspoedige reis. In so 'n mate dat die van die voorraad moet oorboord gegooi word. En hy wat die skuldige is, gaan lê onder in die boot en slaap. Maar toe hy uitgewys word as die skuldige, toe gee hy ook vir die oplossing. Hy sê, maar gooi my oorboord as die storm stil raak. Jona antwoord as die mense vir hom vra, maar wie is jy? Hy sê hierso in Jona 1 vers 9 die volgende: Ek is 'n Hebreër, ek dien die Here, die God van die hemel, wat die see en die vasteland gemaak het. Hierdie belydenis wat hy maak, deur te sê in wie hy glo, het hierdie bemanning bang gemaak vir God. Hulle selfs tot God laat bid en hulle het gevra, laat ons tog net nie vergaan nie. Maar Jona beland in die see, die Here laat 'n vis hom insluk en daar in die ingewande van die vis roep hy tot God, bid hy tot God. En die Here gee vir hom 'n tweede kans, nog 'n kans. Hy word uitgespoeg daar op die land, maar hy kry 'n opdrag. En ons lees daarvan in Jona 3. Die woord van die Here het 'n tweede keer tot Jona gekom. Maar klaar, gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan met die boodskap wat ek jou sal gee. Toe maak Jona klaar en gaan na Ninive toe soos die Here hom beveel het. Ninive was 'n baie groot stad. Mense het 3 dae gevat om dit deur te stap. Jona het die stad ingegaan en 'n dag lank daar rondgestap en toe roep hy: Nog net 40 dae en Ninive word verwoes. Die mense van Ninive het toe in God geglo en hulle het 'n dag aangekondig om te vas. Groot en klein het rouklere aangetrek. Die berig het ook by die koning van Ninive uitgekom. Hy het van sy toorn af opgestaan en sy koningsklere uitgetrek, rouklere aangetrek en op 'n ashoop gaan sit. Hy het in Ninive laat proklameer: Die koning en sy raadgewers beveel dat mens en dier, groot vee en klein vee, aan niks mag proe nie, dat hulle niks mag eet nie, nie water mag drink nie. Mens en dier moet rouklere aan hê en die mense moet ernstig tot God roep en hulle van hulle verkeerde dade bekeer en berou hê oor die geweld wat hulle gepleeg het. Miskien sal God van plan verander en nie meer kwaad wees nie. Dan sal ons nie omkom nie. Toe God sien wat hulle doen en hoe hulle bekeer van hulle verkeerde dade, het hy afgesien van die ramp wat hy gesê het hy oor hulle sal bring. Hy het nie die ramp gestuur nie. Een sinnetjie het 'n reuse effek. Nog 40 dae en dan word Ninive verwoes. Hierdie boodskap het 'n reuse effek op die inwoners van Ninive gehad. Hierdie mense het berou gehad, hulle het gevas. Hulle besluit om af te sien van hulle verkeerde dade, van hulle geweld en hulle tot die Here te bekeer. Met die hoop dat God van plan sal verander. En dan lees ons hierso in Jona 3 vers 10 hoe God se hart lyk. Toe God sien wat hulle doen
en hoe hulle bekeer van hulle verkeerde dade, het hy afgesien van die ramp wat hy gesê het hy oor hulle sal bring. Hy het nie die ramp gestuur nie. En Jona het ook baie goed geweet hoe God se hart lyk. As 'n mens hier in hoofstuk 4 vers 2 lees, dan sien ons dat hy geweet het hoe God is, hoe God dink en hoe God is. Hy sê, hy het dit geweet, dis hoekom hy na Tarsus gevlug het. En dan lees ons in vers 2 die volgende woorde. Ek het geweet, U is 'n genadige en barmhartige God, lankmoedig en vol liefde. U sien maklik af van die straf wat U aangekondig het. Dit word ook vir ons bevestig in Psalm 103, hier vanaf vers 8 tot 12. Ek lees dit vir ons. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen die hemel en die aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. En in Psalm 51 vers 19 lees ons die volgende. Die offer wat U wil hê, o God, is vir ootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God. God is 'n God van tweede kanse. God is 'n God wat bereid is om te vergewe. Of wat hy verwag is dat ons berou sal hê en afsien van ons verkeerde dade en dat ons sal doen wat reg is in sy oë. As ons sê ons is jammer oor dit wat ons verkeerd gedoen het, dan lees ons in 1 Johannes 1 vers 9, as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om alle sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Dat ons sal glo dat Jesus se bloed ons van alle sonde kan reinig. En dis hoe God se hart lyk. Dis wat hy vir ons wil doen, maar hy wil dit ook vir ander doen. En daarom het ons ook 'n opdrag soos Jona om ander mense te gaan waarsku, om God se woord met hulle te gaan deel. Dit is ons roeping. En as ek daai klanklose stemmetjie hoor wat met my praat, dat ek dalk iemand moet gaan sien, dalk iets vir hom moet sê, dalk moet bemoedig of dalk moet waarsku, en dan moet ons ook daarin gehoorsaam. Dat het nie vir God nodig is om dalk vir ons op 'n ongemaklike manier soos vir Jona te dwing om dit te doen nie. Ek wil sommer graag iets met u deel van wat ook in my studentejare gebeur het, wat ek nog so goed onthou. Ek sou op 'n uitreik gaan na Swaziland. Ek moes nog self help om die bus te bestuur, so ek was eintlik nodig om te gaan. Maar ek kon net nie vrede kry nie, kon dit nie verstaan nie. Ek wil dan nou op 'n uitreik gaan, maar ek het nie vrede nie. Eers toe ek vir die leier sê, ek kan nie meer saamgaan nie, het ek vrede gekry. In hierdie vakansie, die Junie-vakansie, het ek saam met my ouers by familie gaan kuier. By mense vir wie ek 'n groot waardering het, wonderlike mense, maar hulle die Here se naam misbruik. En dit het my geweldig gepla. En ek het net besef, ek moet iets doen, ek kan dit nie daar los nie. Daardie tyd het ek nog gegaan en 'n brief geskrywe, en vir die mense gesê, ek het groot waardering vir hulle, maar dit maak my geweldig seer, dit pla my as hulle die Here se naam so misbruik. Weke daarna het ek 'n brief gekry, maar intussen het ek gedink, hierdie mense gaan vir my kwaad wees, hulle gaan nie weer met my praat nie. Maar weke daarna toe kry ek 'n brief, waarin hulle met groot waardering vir my antwoord, vir dit wat ek vir hulle gesê het. Ek het nooit daarna gehoor dat hulle weer die Here se naam misbruik het nie. En op die ou end moes ek die oom se begrafnisdiens lei. Dis hoe God se hart lyk, of ons sien hoe God se hart lyk as ons in Jona lees, dat God 'n God is van tweede kanse, 'n God wat selfs 'n plan kan verander, 'n God wat bereid is om te vergewe as mense berou het. God is ook bereid om ons te vergewe. God is 'n God wat baie lief is vir ons.
'n God wat vir ons vrede en vreugde en stabiliteit in voorspoed gun. Hy is 'n God wat lief is vir mens en vir sy hele skepping. Maar hy haat dit as ons hom vergeet as ons God. As ons vergeet dat hy die God is wat ons geskep het, gemaak het, gevorm het en gekies het. As ons vergeet dat God die God is wat vir ons sorg en wat ons vergewe en wat ons oneindig lief het. En as ons vergeet dat hy ons God is wat wil hê dat ons teenoor ander mense moet optree soos wat ons wil hê hulle teenoor ons moet optree. Maar as ons begin gewelddadig raak en mekaar benadeel, God haat dit. Dit is hoekom hy ook hierdie boodskap na Ninive gestuur het. En God is 'n God van tweede kanse, wat selfs bereid is om van plan te verander. En daarom gee hy ook vir ons 'n boodskap om oor te dra aan ander mense. Ons hoef nie mense te verander nie. Ons kan maar net sê wat God vir ons sê. God doen nie verandering. Maar ons moet ook bereid wees om wanneer die Here vir ons 'n opdrag gee, dit te gaan oordra. Want as ons gehoorsaam is, kan mense en omstandighede dalk verander, soos wat met Ninive gebeur het, toe Jona op die ou end gehoorsaam was. Amen. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie dat ons ook U kan aanbid. Dankie dat ons weet dat U 'n God is van liefde, van tweede kanse. 'n God wat selfs bereid is om van plan te verander. 'n God wat van ons verwag dat ons ook vir U sal lief wees, dat ons berou sal hê oor ons liefdeloosheid en dat ons aan U gehoorsaam sal lewe. Maar Here, U is ook 'n God wat van ons verwag om die boodskap oor te dra wat U vir ons gee. Al is dit om te bemoedig of te waarsku, maak ons ook gewillig om dit te doen, sodat U ook mens en dier en U skepping kan red van verwoesting. In Jesus naam, amen.